Goeiedag almal, dit is Theo en ons gesels hierdie week oor die kragtige, die magtige hand van God. En vandag, dinamiese verandering onder die kragtige hand van God. Indien jy graag sekere omstandighede in jou lewe wil sien verander, dan moet jy eers toelaat dat iets binne in jou verander. Baie belangrik. Matteus 18 vers 3 en Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Nou hierdie woord verander is strefo in Grieks, wat dui op totale verandering ten opsigte van jou denke, jou persepsies en jou wandel. Dit dui op iemand wat wegdraai van iets en 'n ander rigting inslaan. Hierdie vers moet egter saam met Matteus 6 vers 33 gelees word. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou hierdie vers, 6 vers 33, Matteus 6 vers 33, stel dit baie duidelik dat daar koninkryk beginsels is wat ons moet nastreef om koninkryk beloftes te ontvang. Die soeke of nastreef van hierdie koninkryk beginsels verg noodwendig verandering soos wat ons lees in Matteus 18 vers 3. Ja, dalk is jy siek en begeer om genesing te ontvang. Dalk sukkel jy met geld en begeer voorsiening in die hand van die Here. Dalk is daar probleme by jou werk of besigheid en jy begeer om die belofte van lewe en oorvloed te ervaar. Of dalk besef jy daar is sekere dinge in jou lewe wat moet verander om die wonderlike beloftes van die Here in sy woord te beleef. 2 Korintiërs 1 vers 20 bevestig die beloftes onder die kragtige hand van die Here, want hy sê daar, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen, tot die heerlikheid van God deur ons. Maar iets moet verander. Ware blywende verandering kom egter nie van buite nie. Dit begin met dit wat binne in jou is. Spreuke 4 vers 20 tot 23, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en genesing vir hulle hele liggaam. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ek sê weer, indien jy graag omstandighede in jou lewe wil sien verander, dan moet jy eers daarna streef om iets binne in jou te laat verander. Ek glo met my hele wese dat die Here jou omstandighede wil verander, sodat jy soos Dawid kan uitroep op Psalm 30 vers 11 en 12. Hoor Here, en wees my genadig. Here, wees my 'n helper. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Maar kom ons gesels so 'n bietjie hierdie week verder oor die noodsaaklike begrip verander, strefvol. Totale verandering van jou denke, jou persepsies en jou wandel, om in al hierdie dinge die kragtige, die magtige hand van God oor jou kan ervaar. Neem vandag 'n besluit, Here, ek wil graag u beloftes in my lewe laat realiseer. Help my om te verander, sodat ek dit kan ontvang. Dankie daarvoor, Here. Amen.